KI of AI ontwikkel sy mees bekwame vegter, iemand wat moontlik ook emosies kan hê. Tron Heirs is die derde hoofstuk wat jou ore skud met oorverdowende klank, waaroor kinders ekstaties raak, maar nie noodwendig groot mense nie. Tron Heirs is net vir seker gehore, en ek was nie deel daarvan nie. Is daar steeds lewe in Tron, veral hoofstuk 3? Nee, die beelde is supersonies oorweldigend en moet in reuse teaters of 4DX gesien word om behoorlik te waardeer. Die videospeletjie is film, smokkel met jou sintuie en oorweldig jou so dat jy uitgeslaan word of jy is verward. Eve Kim moet die span nou lei teen die Dillinger-sisteem met 'n jong tech-brou Evan Peters in beheer. Hulle soek 'n kode. Hiermee kan hulle kunsmatige intelligensies na die regte wêreld verplaas sonder om hulle te vernietig. Tron Heirs is net vir tieners in teaters, veral 4DX. Dead of Winter het 'n vreemde storie. 'n Ouerige heldin, Emma Thompson, reis na 'n bevrore meer om haar man se as daar te strooi. Dan hoor sy geweerskote en begin 'n stryd om oorlewing. In die teater waarin ek daarna gekyk het, was daar tog heelwat mense, meestal ouerig. Dead of Winter stel eise aan Thompson om iets anders te speel as die hoogwaardige dame wat teen haar neus afpraat sonder wasem voor haar gesig in die koue. Die slag vind sy dat 'n meisie ontvoer is. Dead of Winter speel in 'n yslandskap af onder gevaarlike omstandighede. Jy gaan vries. Dis gemiddeld en vereis geduld, maar as jy niks beter te doen het nie, dan miskien ja. Dead of Winter in teaters. Jy kan hierdie resensies op Ontbytsake se webtuiste lees. Volgende week praat ek oor die plaaslike rolprent op Showmax, Finding Optel, asook The Smashing Machine. Geniet die flieks en reekse die week.